en verstaan, het ek U lief. Here God almagtig, Here U wat hemel en aarde geskep het, Here U wat alles onderhou, en U wat steeds in ons skep, en steeds aan die werk is, in ons lewens. Here, dankie dat ons na U toe kan nader vanaand. Here, dankie dat ons U roepstem kan hoor, wat ons nooi om U dieper en beter en groter lief te hê in ons lewe. Here, dis waarna ons harte hinker, en daarom kom vra ons, Here, dat ons onsself sal oopstel vir U Heilige Gees, om in ons in te kom en elke deeltjie te kom aanspreek binne ons, sodat ons U vanuit ons hele wese kan lief hê. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Julle, in hierdie week wat ons nou so lekker sop eet, toe kon ek nou nie anders as om te onthou hoe ons Afrikaanse volk baie lief is vir kos. En ons het sulke wenresepte wat in families van geslag na geslag hardloop. Nou sop is een van daardie voorbeelde, potjiekos is 'n ander een, maar een van daardie geregte wat jy ook so jou resep by jou ma gekry het en sy het hom by haar ma gekry, is 'n skaapbout. En daar is 'n jong vrou, dit is 'n ware verhaal, wat so die een dag besig was om hierdie familieresep skaapbout voor te berei. En dit is naaltjies, en dit is koriander, en dit is knoffel, en dit is al die heerlike speserye, en sy is besig om hierdie heerlike skaapbout voor te berei. En terwyl sy so besig is haar skoonsis saam met haar in die kombuis. En sy ken mos nou nog nie hierdie familie se resep nie, so sy hou fyn dop. En hierdie skoonsis sien dat Ella sny die bout aan hierdie kant 'n stuk af en 'n bout aan hierdie kant 'n stuk af. En sy kon nie help om te vra, en sy sê, maar hoekom doen julle dit? En Ella kyk op en sy sê, ek weet nie regtig nie. My ma het maar so gedoen, en dis so ek het nou maar geleer het, so ek het tot vandag toe doen, en dit kom altyd heerlik uit, so ek mors nie met die resep nie. Maar hierdie ding het in Ella se kop bly maal, en so het sy toe ook haar ma gevra, Mama, weet maar, hoekom sny ons die bout so aan hierdie kant af en aan hierdie kant? Sy sê, my kind, ek het dit maar so by ouma geleer, ek weet nie eintlik nie. En Ella gaan kuier toe nou ook die eendag by haar ouma, en sy vra vir ouma, weet ouma, hoekom sny ons die bout so af aan weerskante? Sy sê, my kind, ek het net so 'n klein oontjie gehad, so ek het in so 'n klein bakkie gesit en hy het nooit ingepas, en dan sny ek my elke kant 'n stuk af. Maar hulle het geglo, dis die belangrikste deel van die resep. Daar's soveel dinge in ons lewe, vriende, wat ons maar doen omdat ons dit nog altyd so doen. En ons het nie eers eintlik mooi gedink oor hoekom doen ons dit so nie. Ons het nog nooit die vraag eers gevra nie. En as iemand dit vir die eerste keer vra, dan dink jy, "Haai, dit is eintlik 'n goeie vraag." Dit gebeur nogals met kinders. Hulle vra partykeer 'n vraag en dink jy, "My jette, ek het nog nooit hierdie vraag gevra nie," en dit is 'n goeie vraag om te vra. En dan moet jy self mooi dink, hoekom is dit so? Maar vriende, ons is nogals ongelukkig in 'n kultuur, en omdat ons al so lank uit 'n geslagte kom van Christene, het ons eintlik maar bietjie ophou dink oor ons eie geloof. En ek dink baie van ons sukkel eintlik om antwoorde te gee vir ons geloof, want dit is net al so lank deel van ons familie, van ons kultuur en van ons. Ons het daarmee groot geword. Maar dit het eintlik 'n groot gevaar geword vir ons vriende. En ek dink ons moet net vinnig gaan kyk na, kom ons sê 3 redes, en natuurlik is daar meer as dit. 3 redes hoekom ons dalk ophou dink het oor ons geloof. Hierdie is nou maar wat ek
gedink met die navorsing wat ek gedoen het en so aan, is dit maar die 3 goed waarby ek uitgekom het, maar natuurlik is daar iets anders dalk in jou lewe. Maar die eerste een is, dink ek, dat ons bang is om te begin dink oor ons geloof. Want ons hoor van mense wat ateïste geword het, en ons is bang as ons vir 'n oomblik ons brein inspann, dan gaan ons ook ophou glo. Ons is so bang, ons gaan ons geloof verloor. Ons is so bang dat as ons bietjie begin oplees en ander opinies gaan kyk, dan gaan die wêreld onder ons voete uitgeruk word. Maar vriende, net daar gaan jy dalk besef dat dit nie jou leerstellings is wat die rots onder jou voete is nie, maar dat dit Jesus is, 'n persoon wat die rots onder jou voete is. Ons is bang, ons verloor ons geloof. Vriende, ons het ook groot geword met hierdie ding dat die Bybel sê, ons moet soos kinders glo. En dan het ons daarmee verstaan, dit bedoel, ons moet 'n ding net vat soos wat dit gesê word. Ons moet nie vra nie. Nou, daar's 2 groot probleme met daai ding. Die eerste ding is dat dit glad nie in die Bybel staan, dat ons soos kinders moet glo nie. Wat wel in die Bybel staan, en dit is nie dieselfde nie, is Matteus 18 vers 3 tot 5 lees ons, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis in die koninkryk van die hemel kom nie. En dan verduidelik Jesus wat hy daarmee bedoel, vir ingeval jy gewonder het. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang my. So dit het niks te doen met hoe jy glo nie. Dis die eerste probleem. Dit sê ook in Markus 10 is daar 'n ander weergawe. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Weereens niks oor jy moet soos 'n kindjie glo nie. Die tweede probleem wat ek met hierdie sin het wat in ons kultuur ingeslyp het, is dat dit eintlik ook nie eintlik akkuraat is, hierdie idee van om soos 'n kind te glo beteken jy moet nie vra nie, want het jy al 'n kind ontmoet? 'n Kind vra want hulle brein is besig om soos 'n sponsie al die inligting op te suig. Hulle wil nuwe kennis kry, hulle wil dinge verstaan, hulle wil ook soos ons groot word en dinge weet en ken. En daarom vra hulle. Julle weet, daar is daai ouderdom. Ek is nie seker wanneer dit is nie, ek sal seker een of ander tyd uitvind. Maar wat dit net hoekom is. Hulle vra juis vra. Vriende, ons geloof is nie so pieperig soos wat jy dink nie. Jou geloof is deur die Heilige Gees in jou hart gewerk. Jy gaan dit nie sommer net so verloor nie. Die tweede rede hoekom ek dink ons hou op dink, is omdat ons fisies te lui geraak het om te dink. Ons leef in 'n verbruikerskultuur, 'n wêreld, ons het nou lekker McDonald's, jy stop net by daai venster, jy sê ek soek 'n Big Mac en die volgende venster is nie eers 2 minute en dan het jy hom in jou hand. Ons hou nie van hard werk nie, ons wil dinge vinnig en maklik hê. Ons het lui geword om te dink. George Barna, dankie Stefan, julle sal hom nou ken, Andrei, dit is die bekendste, die grootste Christen statistikus wat navorsing doen onder gemeentelede, onder nie-gelowiges oor 'n klomp goeters van ons geloof. Hy het 'n studie gedoen waarin hulle gevind het dat die gemiddelde persoon in Amerika, die gemiddelde Christen in Amerika, op 13 ophou om hulle Bybel te lees. Ek wonder nogals wat sal Suid-Afrika se uitslag wees. Ek dink nie ver daarvan af nie. As ek nou eerlik moet sê, en julle tieners moet nou nie sleg voel nie, maar dit is nou die realiteit van ons samelewing, is hoe sleg ons kinders en ons tieners die Bybel ken. Ons kom agter dat mense lees nie meer hulle Bybel nie, en dit is hoekom dit vir hulle so lekker is om op YouTube en op ons voice notes na 'n dominee of 'n pastoor na boodskappe te luister, want dan hoef hulle nie die harde werk te doen om te gaan ploeg en te gaan worstel met 'n teks nie, dan word dit sommer net so lekker verpak en vir jou gegee. Ons het lui geword om te dink. Ek dink dit is ook hier belangrik om vir mekaar te sê, ek dink dis die rede hoekom ons baie keer goedheid sommer maklik glo. As ons van 'n persoon hou en hulle het dit gesê, dan glo ons dit sommer, want dit vat te veel energie en moeite om dit te gaan navors, om te gaan kyk, maar is dit so? Ek hoop julle gaan kyk vanaand of dit in die Bybel staan dat jy soos 'n kind moet glo. Dalk lees ons so 2% meer mense vanaand Bybel. Die derde rede hoekom ek dink ons nie ons breine wil gebruik nie, is want ons weet nie meer hoe om in gesprek te tree met mense nie. En ongelukkig kry ons ook daai invloed van Amerika af. En dit het die hele samelewing ingetrek, die hele wêreld werk met hierdie idee van daar's net hierdie twee uiterste kante.
So ons lewe in 'n dualistiese wêreld. Jy is of konservatief of jy is liberaal. Daar's niks tussenin nie. Jy is of 'n Trump of 'n Biden. Maar dit gaan oor allerlei dinge oor dit. Ons sien dit eintlik maar in ons kerk ook. Hier is hierdie uiterstes. En ons het vergeet en ons het begrip verloor vir 'n glyskaal tussenin dat min van ons vind onsself heeltemal aan hierdie kant of heeltemal aan hierdie kant. Ons almal beweeg hier tussenin. Ons dink oor sekere sake so, maar oor ander so. En ons weet nie meer hoe om in gesprek met mense te tree nie. Ons voel eintlik geïntimideer as iemand met my verskil. So mense is so bang om met ateïste te praat, want net nou ken hierdie ou sy Bybel beter as ek, en dan weet ek nie wat om vir hom te sê nie, en dan begin ek in my geloof te twyfel. Ons weet nie meer om in gesprek te tree met mense wat anders as ons glo nie, anders as ons dink nie. En dan verloor ons die vermoë om hierdie wonderlike orgaan, 1.4 kilos, tussen ons ore, ons verloor die vermoë om hom te gebruik soos wat God dit bedoel het. Stefan Joubert sê dit so mooi, ek moet dit nou sy woorde aanhaal. Hy sê, ons het 'n generasie, 'n mensdom geword, wat sulke opinies het oor die Bybel en oor die Here, met sulke min kennis. Ons het sulke opinies, want Angus Buchan het dit gesê, ekskuus, ek het nie 'n probleem met Angus Buchan, dis net 'n voorbeeld. Ek het so 'n opinie, want hierdie ou het dit gesê, maar eintlik weet ek niks van die saak af nie. 'n Goeie voorbeeld was die artikel wat nou die ronde gedoen het, van die satanis wat 'n dosent by Tuks was. En almal het dit gevat en op hulle Facebook geshare en gesê wat 'n gemors gaan aan. Niemand het die moeite gedoen om navorsing te gaan doen en te sien, maar hy is eers deel van die teologiese fakulteit nie. Hy is deel van die fakulteit van godsdienst. Dit het niks met mekaar te doen nie. Daar is natuurlik seker oorvleuel, maar die teologiese fakulteit het invloed vanuit die kerk. Die godsdienstige fakulteit is oor godsdienst. En buitendien was hy nie 'n dosent nie, hy was net 'n navorsingsassistent vir 'n dosent. Maar ons hoor hierdie stukkie inligting en dan hardloop ons daarmee en ons het hierdie opinie, asof ons soveel weet, maar eintlik weet ons nie eers soveel nie. Hy sê ook verder, hy het agtergekom in die kerk, dat ons baie keer sê, ons moet ons hart vir die Here gee, maar hy het maar bitter min gehoor, dat ons koppe vir die Here moet gee. En dan sê hy skerts dit, as hy eendag doodgaan, wil hy nie hê sy vrou moet sy brein kan verkoop met die bemarking, goeie tweedehandse waarde, lae kilos, min gebruik nie. Mag dit net nie gebeur nie. Ek dink dis nou nogals goed gesê. Vriende, kom ons lees Markus 12 saam vanaand weer. Markus 12 vanaf vers 28. Hier vind ons Jesus se weergawe van die Shema, die gebed wat elke Jood van kleins af geleer het om te bid in die oggend en die aand. Hier is Jesus se weergawe. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself." In Deuteronomium, julle kan dalk sommer vinnig hier kyk, sien ons nie die verstand gedeelte nie. So dit kom by in Markus. Dit is, ek dink, nog steeds baie betroubaar, want dit is Jesus self wat hierdie een kies om hom by te sit. Ons weet nie heeltemal waar hy deel geword van die Shema nie, maar die feit dat dit uit Jesus se mond en hart uitkom, dink ek is vir ons baie belangrik. Jesus kom sê, jy moet God lief hê ook met jou hele verstand. Wat ons wel sien in die Shema, soos wat ons hom in die Ou Testament kry, is dat die verstand eintlik heeltyd deel is. As julle saam met my wil lees, daarvan die aanhaling af, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Dankie Johan. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jou verstand. Jy moet dit inskerp by jou kinders, verstand. Met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap
en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Jou kop moet dit onthou. En dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. So ons kan sien van die begin af was die verstand deel van hierdie opdrag. Kom ons praat vir 'n oomblik gou bietjie wetenskaplik oor die brein, want dit gaan ons help om te verstaan hoekom die brein so belangrik is. Die brein van 'n gemiddelde persoon vat omtrent so 2% van die liggaam se gewig. Dis so 2% van 'n gemiddelde liggaam. Maar hy gebruik 20% van die energie wat in jou liggaam is. Hy hardloop, hy het baie krag nodig. En omdat hy soveel energie gebruik, is hy altyd ook besig om te spaar. Hy kyk met hoe min kan hy wegkom, want hy wil energie spaar, want energie is duur. So hy is eintlik die oorspronklike beerdkraggebruiker. Wanneer ek en jy ons oë oopmaak in die oggend, is hy op 75% kapasiteit. Ek weet nie of julle kan onthou toe ek klein was. Dit is nou al jare terug. Toe was daar gesê, ons almal gebruik nie 10% van ons brein, maar Einstein het 13% gebruik. Ek weet nie of julle die storie gehoor het nie. Nou, hulle het nou vandag met die neurowetenskaplikes het nou vir ons bewyse dat dit gewoon nie die waarheid is nie. As ek en jy ons oogies oopmaak in die oggend, 75% kapasiteit. Ek weet nie of dit met my waar is nie, ek dink myne is dalk so op 30%. Teen 10:00 is hy dalk op 75%. In elk geval, hy gebruik beerdkrag, want hy moet energie spaar. So, hulle het agtergekom met navorsing, ek weet nie alles hoe hulle die goed bepaal nie, maar dat ek en jy ons breine vir ten minste 50% van ons dag afskakel. Hy gaan eintlik op 'n outomatiese funksie. Ons begin dagdroom. Jy weet daar wat jy in jou kar geklim het en jy het by jou werk uitgekom en jy het eintlik nie idee wat in daai 5 minute gebeur het nie. Jy het nie gedink oor jy sit in eerste of derde rad nie. Jy het net daar gekom. Jou brein het afgeskakel, hy het vir 'n oomblik nie regtig gedink nie. Hy het so 'n outomatiese funksie ingegaan. Ons sien dit in ons lewe, dat ons brein so min as moontlik wil gebruik, want ons het hierdie patrone wat ons van kleins af al het, en ons het net in daai selfde patrone ingeval. En ons gaan net deur dieselfde patroon elke dag. Ons gebruik nie eintlik ons brein om weer te dink, hoekom doen ek wat ek doen nie? Ek val in 'n ou patroon. En later word ons lewe so gegiet in sementblokke. Ek bly maar dieselfde. Ons sien mense wat vandat hulle 10 jaar oud is, tot vandag toe nog presies dieselfde dink. Jaco Strydom vertel hierdie verhaal van hulle bediening in Valeria in Pretoria, wat daar 'n ou tannie is wat in hulle gemeente is in NG Valeria, en sy is die buurvrou van die gemeente, so sy is naby aan die kerk. En die dag kom sy na Jaco toe, sy is blykbaar kort as hy, en sy kyk hom so, en sy haar vingertjie so reg voor sy neus, en hy sê, hierdie kinders wat julle hier inbring, vloek verskriklik. Hoe kan julle dit toelaat? En Jaco op sy rustige manier vra toe vir die tannie, hoe lank is tannie al in hierdie gemeente? Sy sê, ek is al 60 jaar in hierdie gemeente. En Jaco sê vir hom, tannie is al 60 jaar in die kerk. En tannie kry nog steeds die naaste liefde reg nie. Kan ons nie hierdie kinders wat nou eers vir 6 maande hier is, 'n kans gee nie? Hy het so skerp manier om iemand bewus te maak van die waarheid. Is dit nie maar my en jou verhaal baie keer nie? Ons is al vir jare en jare en jare in die kerk, ons hoor al vir jare en jare die boodskap van God uit sy woord uit, maar ons verander nie, ons is maar nog dieselfde. Ons gaan met dieselfde patroon aan. Dis hoekom ons daarvan hou dat Sondag in die erediens dat goeders dieselfde manier moet loop. Want dit is wat my gemaklik laat voel. Dan hoef ek nie te dink nie. Ek val net in daai patroon. Ek gaan net in hierdie ritme in. En dit vra nie van my enige werk of enige ekstra energie om my kop te gebruik nie. Hulle gebruik 'n voorbeeld van ons kultuur. Kultuur beteken ook dat jy so 'n op outomatiese funksie net deel word van die samelewing se manier van doen.
Hierdie idee van dat ons soos 'n kind moet glo is 'n goeie voorbeeld daarvan. Dit het in ons volksmond ingekom. Ons het dit begin sê vir mekaar en almal het begin sê dit kom uit die Bybel uit. Dit staan by iewers 14 vers 2 en ons het begin om dit net as die normaal te sien en ons het so van die kultuur deel geword sonder om te dink. Nou hoe hulle dit verduidelik is om soos om op 'n bus te klim. Jy neem die besluit om op die bus te klim, jy dink wel oor waar gaan jy opklim op die bus en waar gaan jy afklim. Maar dis al. Jy hoef nie te dink oor waar moet jy die briek trap, waar moet jy die stuurwiel regs draai, waar moet jy versnel, waar moet jy derde rad toe gaan nie. Jy hoef nie daai goed uit te dink nie. Jy klim net op die bus en die busbestuurder doen die res van die dinkwerk. Dit is wat dit is om op outomatiese funksie te wees. Jy word 'n deel van hierdie stroom. Almal doen dit so, dit is seker reg. Almal glo so, dit is seker reg, so ek doen dit so. En ek gebruik nie meer my God gegewe verstand nie. En dan word ons 'n mensdom wat se breine vasgevang is. Wat eintlik 'n tronk geword het van ons gewoontes en ons tradisies en ons patrone en ons gemaksones. En ons lewe is nie meer oop om aangeraak te word en verander te word deur God nie. Nou vir my en vir jou om onsself oop te stel, het ek en jy nodig om by die beginpunt uit te kom om te besef die Here is nog nie klaar met my nie. Nou maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie. Die Here is nog nie klaar met jou nie. Die Here wil nog aan jou werk. Die Here wil nog groei in jou bewerk. En miskien is dit goed om vir 'n oomblik na te dink, is ek nog dieselfde as wat ek 5 jaar terug was? Ek hoop regtig nie so nie. Ek hoop nie jy het 5 jaar van jou lewensasem gemors en net aangegaan op hierdie patroon van jou lewe nie. Ek hoop nie jy's dieselfde persoon as 5 jaar terug nie. Ek hoop nie jy's dieselfde persoon as 'n jaar terug nie. Ek hoop die Here het al groei en vorm in jou lewe, vorming, as ek nou die groot woord evolusie kan gebruik, dat hy iets in jou laat groei het en laat ontstaan het, iets niets in jou laat uitkom het. Ek hoop jy het vir hom ruimte gegee om aan jou te werk in hierdie laaste jaar of 5 jaar. Ek het 'n vermoede oor 'n paar probleme. 'n Paar goed wat dit vir ons moeilik maak om ons brein te gebruik. Die eerste een is dat ek dink ons het tevrede geraak met waar ons is. Ons het tevrede geraak met hoeveel ons weet oor die Here. Dis soos daardie 13-jarige kind. Okay, ek weet nou Jesus het vir my die kruis gesterf vir my sonde. Ek weet eintlik waar staan dit in die Bybel nie, maar die dominee het dit gesê, so ek glo dit. Die Here het vir my die kruis gesterf vir my sondes en daarom as ek net my lewe vir hom gee, dan gaan ek hemel toe. Ek weet wat ek nodig het om te weet, so ek gaan net daar stop. Ek hoef nie weer terug te gaan na die woord toe nie. Ek hoef nie weer te gaan kyk of die dominee die waarheid gepraat het nie. Ek is tevrede. 'n Stuk tevredenheid met so broodkrummeltjie van die Here. Ek dink nog 'n probleem is dat ons ook in ons verhouding stagneer en ons verhouding met die Here stagneer. Ons raak tevrede met wat ons van iemand weet. Ons het nie meer daai heilige nuuskierigheid oor om nog te ontdek van iemand nie. Om iets nuuts van iemand te leer nie. Ja, selfs jy wat nou al 50 jaar getroud is, jy kan nog iets nuuts van jou man of vrou leer. Daai persoon kan hulle self ook nog verras, jou verras. En dis die wonderlike van mense verhouding, 'n mens is so kompleks. Daar's altyd nog iets om van iemand te ontdek. Soveel te meer van God. Ons moet versigtig wees om te stagneer en tevrede wees dat ons alles weet van God, wat ons wil weet. Hy het nog soveel waaroor ons in verwondering kan raak. Weet julle wat die probleem is as ons op 'n plek kom van tevredenheid, ek weet nou genoeg van iemand, ons raak verveeld. Ek het meer niks om na uit te sien nie. Ek weet mos nou alles. Ek het nou stagneer. Dit is nou maar net soos wat dit is. En ek weet daar's 'n stuk gemak rondom dit en lekker, maar dis vervelig. Ons raak verveeld en ek dink ons raak op 'n manier verveeld dan in ons verhouding met die Here ook en daar is geen rede om verveeld te raak met daardie verhouding nie. Vriende, ons kan regtig by die kinders leer en dis hoekom ek vir klein Marks gevra het om vanaand te bid, want hierdie kinders is ons leermeesters.
Kinders vra, hulle is nuuskierig, hulle wil meer leer, hulle besef hulle weet nog so min. Besef jy nog dat jy nog net so min weet? Dat daar nog soveel meer is wat jy kan verstaan. Hulle sê mos iemand wat nou 2de jaar teologie swat, weet alles. En dan sê hulle iemand wat 'n M gekry het, besef hoe min hulle weet. En dan iemand wat 'n doktorsgraad gekry het, besef hulle weet niks. Maar miskien moet ek en jy weer besef hoe min ons weet, hoe baie ons nog het om te leer, hoe die Here nog op pad is met ons, op 'n avontuur is, wat hy nog ons by nuwe plekke wil uitbring. Wonderlike nuwe plekke waarop jy nie wil uitmis nie. Het jy nog daai kinderlike, heilige nuuskierigheid in jou? Daai onversadigbare honger om nog nuwe dinge te ontdek en te leer. Jy wil agter die kap van die Bybel kom. Het jy nog daardie honger soos 'n kind? Vriende, in ons verhoudings help dit ons om te leer dat ons bietjie nader moet staan, nader aan mekaar, dieper moet kyk, weer moet interessante vrae begin vra. Maar ook in ons verhouding met die Here, om weer nader te staan aan sy hart. Die begeerte te hê om sy hart beter te verstaan, en miskien is 'n goeie beginpunt om die Bybel te lees. Om weer Christus se denke en sy hart te ontdek in die woord. Seker te maak, daar het nie idees ingeslyp wat eintlik nie goddelike Jesus idees is nie. So kom ons noem 'n paar goed, hoe ons denke weer bietjie aan die gang kan kry. Om weer bietjie ons verstand en vanuit ons hele verstand God te nader en lief te hê met ons hele verstand. Dat ons nie geestelik onder narkose sal wees nie. Dat ons nie ons brein onder narkose sal stel op 'n geestelike vlak nie, maar dat ons wakker sal wees. En met ons hele verstand die Here kan lief hê. 'n Paar idees, jy kan dalk ander vind in jou hart en in jou geestelike lewe, maar om die Bybel weer te lees soos 'n kind. Ek bedoel nie daarmee om alles net vir soetkoek op te vreet, wat almal sê nie. Ek bedoel daarmee om in verwondering te wees met die woord van God, om te weet, jy kan vandag iets nuuts ontdek. So dit beteken om te begin Bybel te lees, maar dit beteken ook, die manier wat ons Bybel lees, moet ek en jy in ons kop en ons harte weet, ek kan 'n teks vir die 1000ste keer oorlees, maar die Heilige Gees kan iets nuuts vir my oopbreek die 1000ste keer. Die 1000ste keer wat ek hierdie teks lees, kan ek vir die eerste keer verstaan oor God se wil vir my lewe. Ek moet nie meer net die Bybel lees om my gemaklik en veilig te laat voel voor ek gaan slaap. Ek ken hierdie gedeelte, dit laat my so rustig voel, daar gaan slaap ek nie. Die Bybel is nie 'n boek wat jy sonder handskoene moet aanpak nie. Hy is eintlik veronderstel om jou so lekker rustig te laat voel nie, hy moet jou aan die ding sit. Want die Bybel is kompleks, maar wonderlik. Ons kan in verwondering wees oor hierdie wonderlike waarhede van God se woord. Vriende, daai heilige nuuskierigheid moet ons in ons harte kweek. 'n Tweede gedagte is om by mense te leer. Jaco Strydom sê ook, waar leer ons die meeste? Nie by mense wat dieselfde as ek is nie. Nie by mense wat soos ek dink en doen, en soos ek groot geword het en soos ek lyk nie. Ek leer die meeste by mense wat anders as ek is. Wat 'n ander persoonlikheid as ek het, wat 'n ander kultuur het, wat anders as ek groot geword het, ja, selfs by mense wat 'n ander geloof het as ek. Dit is die mense by wie ek iets nuuts kan leer. En as ons praat oor by mense by wie jy iets kan leer, dan wil ek vir jou sê, gaan sit by die voete van kinders en tieners. Want hulle breine is nog nie so vas in daardie sementblokke van patrone nie. Hulle is nog bietjie kreatief, hulle dink nog oor goed, hulle vra nog vrae. Kinders het die ongelooflikste vrae, gaan sit by kinders, hoor wat hulle jou vra, dink saam met hulle. Dit gaan jou brein weer bietjie wakker maak en jou weer laat dink. Mense wat anders as ek is, kinders, tieners. Moenie goed vir soetkoek opvreet. Liewe vriende, ons leef in 'n tyd van AI. Julle het al seker baie van die prentjies gesien, dit lyk asof dit regtig is, maar as jy mooi gaan kyk, maak daar dinge nie lekker sin nie. Hierdie ou het 6 vingers, of hierdie ou hardloop by 'n kraans af, iets lyk nie lekker nie. Ek leer om bietjie nader te gaan kyk.
Moenie goed vir soetkoek opvreet nie, ook nie wat dominees en pastore sê nie. Gaan lees self, gaan vind uit, gaan koop 'n boek. Hierdie is nou vir jou transformerend. Ek weet hierdie het julle nou nog nooit gehoor nie, maar koop 'n boek. Tel 'n boek op en lees 'n boek en dan dalk sê vir my, o nee, ek hou nie van lees nie. Kry vir jou 'n audioboek. Maar laat jou gedagtes net bietjie nuwe idees hoor. Dat hierdie brein van jou bietjie gebruik kan word, dat jy die Here met jou hele verstand kan lief hê. Hierdie dominees wat hier sit, ek beloof jou, hulle elkeen het goeie idees van boeke waarmee jy kan begin. Gaan hoor by hulle. Waar is jy in jou lewe? Wat sal 'n goeie boek wees vir jou om nou te lees? Doen net bietjie meer moeite met 'n verhouding met die Here. Dit is eintlik wat dit is in ons normale verhoudings, man en vrou, vriende, kinders. Is om nie net verby mekaar te hardloop nie. Hoe gaan dit goed? Okay, dankie. Nee, gee 'n treukie nader. Wat het vandag gebeur? Hoekom voel jy so angstig? Wat lê agter hierdie angs? Om bietjie nuuskierig te raak oor die mense rondom my en natuurlik oor God se hart. Hierdie klink dalk voor die hand liggend, maar ek wil tog afsluit met hierdie kragtige woorde en dit is net 2 voorbeelde in die Nuwe Testament. Daar's natuurlik baie meer as dit wat juis oor ons denke gaan. Daar's 'n Griekse woord, metanoia, wat juis beteken nuwe denke, wat ons op 'n paar plekke vind in Paulus se briewe, maar ek wil graag met julle hierdie een, of kom ek deel met julle hierdie 2. Die eerste een is 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ek begin te dink oor my dink. Ek begin te dink oor my gedagtes. Ek neem elke gedagte gevange, ek raak intentioneel met hoe ek my kop gebruik elke dag. Filippense 4 is die ander een, vers 6. Niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, julle ken al daardie mooi woorde, al hierdie wonderlike dinge, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God sal vir julle vrede gee. Hierdie gedagtes van ons, kan ons nie net vrye teels gee, om net te gaan soos wat hulle wil gaan nie, want hulle gaan met jou op loop gaan. Hierdie gedagtes van ons, kan ons nie toelaat dat dit onder 'n geestelike narkose gaan nie. Ek en jy moet ons gedagtes gevange neem, en intentioneel raak, met wat hier tussen ons ore aangaan. Ek sluit af. Hopelik het iewers in hierdie boodskap of in die Pinkster hierdie week of miskien môre aand het jy iewers 'n aha oomblik wat jy die eerste keer op 'n manier dink oor 'n ding. Die eerste keer wat jy iets hoor en dit vir jouself iets beteken in jou lewe. Daardie aha oomblik. Ons vind dit partykeer in Sondae en preke of wanneer ons iets lees of wanneer ek 'n liedjie hoor, daardie aha oomblikke is wonderlike geleenthede om die koers van jou lewe te verander. Hulle sê vir ons, wanneer jy so 'n aha oomblik beleef in jou brein, dis ongelooflik. Dan het die Here die brein so ontwerp dat dit serotonien afskei. Dit beteken, dis die goedvoelhormoon, die hormoon wat jou help om krag te hê om goeders te doen, nuwe dinge aan te pak. Daai hormoon skei af. Saam met dit boublokke om 'n nuwe breinpad in jou brein te begin. Ons het 100 miljoen breinselle, min of meer. Elke breinsel het 1000 tentakels. Nou, julle slim mense sal weet hoeveel verskillende moontlikhede dit maak van koneksies. Dis tot die mag wat ook al, baie. Hulle sê binne sekondes bring dit 100,000 nuwe koneksies binne jou brein. Nuwe moontlikhede, 100,000 nuwe moontlikhede in jou brein. Wanneer jy 'n aha oomblik het, kry jy daai eerste boublokke om jou nuwe pad te begin. Maar hier is die groot maar wat jy vanaand moet verstaan.
Jy verloor dit binne 72 uur. Wanneer jy 'n aha-oomblik het en jy besef ek moet die koers van my lewe verander, ek moet my gedagtes verander, het jy 72 uur om hierdie nuwe breinpad te begin en op hom te stap oor en dan word hy groter en sterker. Maar as jy dit nie binne 72 uur daarop reageer nie, dan gaan jy volgende jaar Pinkster net weer iewers sit en jy gaan weer lekker luister en jy gaan weggaan en dit gaan niks vir jou beteken. Jy gaan weer Sondag kerk toe gaan en jy gaan by die kerk uitstap en jy gaan net dieselfde bly vir 10 jaar, vir 20 jaar en jy gaan soos daai tannie wees wat nog geen verskil in haar lewe gesien het nie. So ek en jy moet nou kies. Wat doen ons met dit wat in ons verstand gebeur het? Gebruik ek dit om my gedagtes aan te pas, te vernuwe, om my gedagtes elke dag gevange te neem, dat dit in gehoorsaamheid aan die Here kan gebruik word. Ek is seker julle voel nou so moeg soos wat ek voel na 3 preke, want hierdie goed laat ons dink en dit vat energie, so dit moet so wees. Maar moenie lui wees nie. 'n Verhouding met die Here is die moeite werd om daai tyd en energie voorin te sit. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons so ongelooflik gemaak het met die wonderlikste orgaan, Here. Hierdie breine van ons wat tot soveel in staat is, Here. Hierdie breine van ons wat, Here, ons kan help om 'n goeie lewe te lei, 'n lewe in oorvloed. 'n lewe van vrede en vreugde. 'n lewe wat deur die Gees beheer word. Here, en daarom kom bid ons vanaand dat ons sal ophou om bang te wees om te dink, ons sal ophou om lui te wees om te dink, en Here, dat ons sal ophou om bang te wees vir gesprekke wat ons gedagtes bietjie aan die gang sit. Here, sodat ons U met ons hele verstand kan nader, dat ons U met ons hele verstand kan lief hê. Here, ek kom bid dat ons net weer sal besef, dat 'n verhouding met U is so spesiaal, dat dit die moeite werd is, om die energie en die tyd in te sit, sodat ons U elke dag net meer en meer kan beleef, kan leer ken, opnuut weer kan ontdek. Here, want saam met U is dit werklike avontuur van verwondering. Ons kom bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, daar's heerlike sop in die saal.